Ek wil vir die ouens op Zoom sê, julle het nie 'n beeld nie, maar julle kan ons baie goed hoor. Natasha gaan nou skool toe, so as enigeen van julle iets wil sê, kan julle wanneer daar geleentheid is, julle mics net oopmaak en praat. Ja, goed, wonderlik. So die van julle wat wil praat of iets wil vra of wil saam bid of sekere goed bybring, asseblief maak net oop en dan kan julle praat, dan sal ons julle die geleentheid gee daarvoor. Goed. Ek het eintlik regtig waar heeltemal iets anders op my hart gehad, maar gewoonlik kom die Here dan en sê, Fransie, is wat jy beplan, maar ek het iets anders op my hart. So vir oggend, eintlik het dit nou al hierdie week begin met mense waarvoor ek gebid het, wat 'n sekere patroon het. En ek besef net dat wanneer goed van alle kante af opkom, dan wil die Here hê ons moet daaroor bid. En een van die groot dinge wat opkom is die witchcraft van Jezebel. En ons gaan daarmee deel op ons emosies vandag. En ons gaan verduidelik hoe dit werk. En dan 'n ander ding is seksuele impurity, wat 'n sterk man van Jezebel is. En skielik kom al hierdie seksueel goed. Mense stuur vir my foto's, daar's geboue wat opgerig word vir in Australië, is dit Australië, ek is nie seker van die land nie, wat hulle gebou oprig wat soos 'n bordeel is waar die transgenders en al die lesbians en al die gay ouens seks kan gaan hê. Spesiale geboue vir hulle, spesiale plekke. Ons kyk na een van ons leiers internasionaal wat geval het in seksuele impurity. Ons kyk na soveel goed wat skielik ons oë oopmaak van seksuele goeders oral om ons. En dan besef ons, hoekom sien ons dit en hoekom bring die Here dit? We are his vessels, we are his intercessors, we are the ones that need to change the atmosphere through the repentance, because it's only the blood of Jesus that can clear these things. And he has called us to do that. Maar ek wil terugkom na hierdie plek toe van ons emosies. Ek kan amper 'n lyn trek deur wat mense my vra om saam te bid, na my eie lewe toe ook. Skielike plekke waar mens baie offended is, waar jy sukkel met ontmoediging. Plekke van ontmoediging. Hoeveel van die ouens naby julle is ontmoedig en mismoedig in wat hulle moet doen nou? Dan dink hulle is sommer net ek self. Nee, hierdie is Jezebel se witchcraft. Ek wil hierdie gedeelte lees wat kom van Jennifer Leclerc se website af. Sudden emotional heaviness without a clear cause. Het julle al gevoel, julle voel, maar jy kan nie jou vinger daarop druk nie. Intense discouragement of the spiritual victories. Veral waar ons deurbrake gehad het. Onthou julle die hele storie van Elia? Elia is een van die leiers wat die Here vir ons gewys het, hoe God se autoriteit oor Jezebel, haar stop in haar werk. Maar wat het gebeur met Elia? En hierdie is een van die dinge wat ons moet verstaan. Daar is openinge wat ek en jy vir Jezebel gee om in te kom. Wat het Elia gedoen? Fear. As ek en jy skielik vrees het vir die toekoms, ons goed werk nie uit nie, vrees op soveel verskillende gebiede, dan moet jy weet, jy gee 'n foothold vir Jezebel. Ontmoediging, jy gee 'n foothold vir Jezebel. Offense, om offense te neem, 'n foothold vir Jezebel. Ons maak onsself oop daarvoor. As die ouens laat kom, is dit moeilik om weer terug te gaan na die oorspronklike goed toe. Goed, wanneer ek en jy voel, ons is bietjie sensitief. Ouens, moenie te hard vir my kyk nie. Ek is fyngevoelig, ek is sensitief. En dan, in daai plek, het jy ook 'n gevoel van verwerping en isolering. En dan weet jy nie hoekom nie, maar jy weet net dit is daar.
En dan, wanneer jy geïntimideer voel, wanneer jy voel, jy word nie gehoor nie, daar's geen plek waar jy eintlik kan sê hoe jy voel nie. Jy word net nie gehoor nie. En dan begin jy jouself te second guess. Is ek regtig geroep vir die Here? Is ek regtig 'n kind van die Here? Is ek regtig 'n goeie ma? Is ek regtig 'n goeie man? 'n Vrou vir my man? Al daai vrae en daai goed wat by jou opkom, is besig om jou in gesprekke in te trek met Jezebel en jy weet dit nie. Dis nie ons nie, dis die witchcraft van Jezebel, wat 'n ingang gekry het op ons emosies. En dan daai totale emosionele uitgeputheid. Jy voel jy's net eenvoudig moeg. En al bid jy, daai ding lig nie van jou af nie. Jy's net eenvoudig moeg, jy voel vuisfoos in baie opsigte. Hierdie is nie net persoonlik nie en dit is ook nie net spanning oor jou omstandighede nie. God has not given us a spirit of fear, but of power and love and a sound mind. When fear, confusion and emotional chaos persist, something foreign is pressing in. As ons daai verwarring voel, as ons daai plek voel van ek word gedruk, en die Here het met ons gewerk oor die Python spirit, wat baie hiermee saamwerk, want hy wil ons op 'n plek hê geestelik, waar ons in sy oorwinning kan staan, maar ek en jy kan nie oorwin as ons nie eers in ons eie lewe en ons eie gesinne in oorwinning is nie. So hierdie voel ek is regtig 'n plek waar ons nie net vir onsself nie, maar vir hierdie huis gaan instaan, vir hierdie gemeenskap gaan instaan. En dan kom sy en sy sê, Jezebel's witchcraft gains traction when emotions go ungoverned. Unchecked offense becomes a foothold. Unchecked discouragement becomes a foothold. Unchecked fear becomes a prison. Scripture commands emotional discipline, not emotional suppression. He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Ruling your spirit includes ruling your emotional responses. Jezebel looks for believers who feel deeply but do not yet govern those feelings with truth. Ek het 'n hele paar mense saam met wie ek bid, wat die oomblik is daar iets gebeur emosioneel, en dan begin hulle emosies vir hulle te vertel wat om te doen. Jou emosies veroorsaak jou keuses wat jy maak. Is jou emosies onder die beheer van die Heilige Gees van God, of is jy emosioneel onbeheerst en ongekontroleerd? En hierdie is 'n baie diep ding, want baie keer neem ons besluite uit ons emosies wat nie gedissiplineer is nie, dan is dit die verkeerde besluite. Ek het al hoeveel keer mense gekry wat na my toe gekom het en gesê het, ek is uitgenooi na hierdie en hierdie toe, maar ek voel, ek hoort nie daar nie. Oho, het die Here jou dalk genooi om daar te wees? En ek word lekker uitgedaag daarvoor. Want ek verkies eintlik maar my eie plekkie en my eie, en die Here is besig om vir my te sê, breek daai ding oor jou. Dis 'n gees, dis nie jou keuse nie, dis 'n isolasie. En is die vyand wat jou wil isoleer. En ek besef net die Here is in hierdie jaar besig om 'n dieper werk in ons te doen. Want daar's plekke waar die vyand ons vashou, ons manipuleer en ons beheer, sonder dat ons dit weet. En hierdie goed moet aan die lig kom. Want as die Here gesê het deur Tim, Peres, you will be my warrior bride, dan beteken dit dat ek en jy as warrior moet opstaan onder die autoriteit van God. Ons kan nie gevegte veg as ons dit nie eers in onsself gewen het en in ons eie gesinne gewen het nie. Ruling your spirit includes ruling your emotional responses. Jezebel looks for believers who feel deeply
but do not govern those feelings with truth. As ons nie ons emosionele gevoelens gevangene neem soos ons gedagtes nie, dan bring ons dit nie onder die heerskappy van die Heilige Gees nie. En ons gevoelens, ons emosies is gekoppel aan ons vlees. Dis ons sielsdimensie. En net soos ons gedagtes gevangene neem, gehoorsaam maak aan die woord van God, moet ons dit met ons emosies ook doen. En seker maak dat ons emosies nie vir ons lei wat om te bid en wat om te doen nie. Hierdie hele land, die wêreld, is 'n voorbeeld van emosionele politieke manipulasie. En die kinders van die Here trap in die struik, om die oomblik as iemand raak aan die leier wat ek van hou en wat ek glo wat reg is, sjoe, staan al my emosies op. En ek gaan in witchcraft gebede in. En dis wat my verskriklik ontstel op hierdie stadium, as ek kyk na die liggaam van Christus. Wat is ons besig om te doen? Ons moet op 'n plek kom waar ons gees, ons emosies beheer en ons gedagtes lei met die waarheid van God en die waarheid van God se woord. Emotional freedom does not come by ignoring feelings. It comes by confronting the spiritual influence behind them. Ek wil dit highlight. Wie van julle kry hierdie emosies en gevoelens en dan is dit nie reg nie, aan ignoreer jy dit nie, jy stoot dit weg. Ek is baie lief om dit te doen. Daai goed gaan nie weg nie, julle. Dit maak 'n foothold vir Jezebel se witchcraft om in te kom. Ons moet daai goed in die oë kyk, en as dit nodig is, moet ek en jy repent, vir onsself en ook vir die liggaam. Want ons moet daai deure toekry, en ons moet, we must be in right standing with God and His word. Dit is hoekom 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 sê, For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Op hierdie stadium is daar weer 'n plek waar iemand in Botawil, hier's 'n man in Botawil wat dit sy plig sien om almal te waarsku teen die misleiding van vroue predikers. En boeke uitdeel vir die mans om te lees en. En ek kyk na hierdie spulletjie en ek dink, Here, dankie dat U my geleer het dat ek nie emosioneel hierna gaan kyk nie. En ek is jammer vir daai ou want hy ken nie die woord van God nie. Maar daar is soveel van die leiers wat toelaat dat hierdie emosionele aanval van Jezebel in hulle emosies inkom en hulle is besig om emosionele witchcraft gebede te bid. En hulle is nie besig om hierdie conversations wat hierbo aangaan, gevangene te neem en dit af te trek en toe te laat God daaroor begin heers nie. As ons kyk na hierdie witchcraft van Jezebel, dan is dit gewoonlik al hierdie emosionele gesprekke wat ons in ons kop voer, om onsself te regverdig, en wanneer daai witchcraft werk, dan is jy besig om jou kop almal aan die kant te maak, met alles wat jy eintlik vir hulle wil sê. En dit kom nooit aan die lig nie, maar daai gesprekke met wie jy het gedeel, dit is witchcraft van Jezebel, en ons moet hierdie goed stop in ons lewe. Die Here wil hê ons moet in ons emosionele plek nie buig onder Jezebel se manipulasie en se beheer nie. Ons moet buig onder die waarheid van die woord. Dis net die waarheid van die woord wat saak maak hier. As ons kyk na wat die Here gedoen het met Elia. Elia het nie gekom en die Here het nie gekom en vir Elia kom berisp nie. Hy het nie vir hom gesê, Elia, kyk wat doen jy, kyk waar is jy nie, kyk hoe buig jy nou voor Jezebel, terwyl jy eintlik haar oorwin het in 'n lang tyd nie. Hy het gekom en hy het hom kom versterk.
maar hy het 'n belangrike ding gedoen. God addressed physical depletion, emotional fatigue and spiritual perspective. Then he re-established Elijah's assignment. Breaking Jezebel's witchcraft of your emotion often includes restoring your spiritual perspective. Dis so belangrik. Laat ons net weer hoor wat die woord sê hier. Renouncing lies spoken against your identity. Gewoonlik, al hierdie leuns wat die vyand kom om vir jou te sê, jy is nie 'n goeie vrou nie, jy is nie 'n goeie ma nie, kyk wat doen jy hier, kyk wat doen jy. Dis alles leuns. En as ons dit nie kanselleer en weerspreek nie, dan stem ons saam daarmee. Dit verdwyn nie sommer net nie. Ons moet met hierdie goed begin deel. As daar offenses, dat ons weer sal vergifnis vra, daai deure sal toemaak. Ons emosies realign met God se woord. En dan moet ons reclaim the authority over your inner life. God het beheer en autoriteit oor my en oor my lewe. Ek weier enige ander autoriteit as sy autoriteit. Ons moet besef dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, moet ons harte beskerm op hierdie plek. En ons moet besef dat Jezebel met haar witchcraft wil ons domineer, sy wil ons intimideer, sy wil ons afbreek in ons eie oë eerste. Onthou, hierdie witchcraft werk in ons. Hulle kan van jou skinder die hele wêreld vol. Maar wanneer hierdie leuns in jou eie oë vir jou kom vertel, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie dit nie, jy is nie ryk genoeg nie, jy is nie whatever genoeg nie. Daai leuns moet ek en jy in die oë kyk en daarmee deel. Een belangrike ding hier is, ons moet ons besef, ons kan nie toelaat dat ons emosies ons dryf nie. Die gees van God moet ons dryf. Jezebel se witchcraft kan nie plek hê in ons lewe nie. Vir my is dit so belangrik dat ons sal verstaan dat as ek en jy nie deel met hierdie witchcraft in ons emosies nie, gaan ons toelaat dat emosionele onstabiliteit wat in my en jou is, die wêreld hoef dit nie eers te sien nie. Die besluite en die keuses wat ek en jy doen, dit gaan dit beïnvloed. En dis meeste van die tyd heeltemal verkeerde besluite wat ons neem. Ons moet weier hierdie gesprekke wat Jezebel in ons gedagtes met ons bring. Want dit bring, gisteraand bid ek saam met iemand wat in soveel verwarring is. 'n Kind van die Here wat regtig waar ek hoog ag in baie opsigte veral kennis van die woord, het Jezebel se witchcraft ingebring en soveel verwarring gebring, dat daar 'n negatiewe plek van neerslagtigheid kom in haar lewe in. En ek besef dat hierdie is nie goed, as ons nie dit in die oë kyk en daaroor praat nie, gaan hierdie wapens van Jezebel ons so vashou, in ons gesinne ook. Ons moet hierdie goed na vore bring, ons moet dit nie oë kyk, wanneer die Here vir ons wys, ons het 'n voethold gegee van vrees of offens of swaarmoedigheid wat ons kies, enige iets wat ek en jy gedoen het om daai voethold te gee, dan kom ons voor die Here en ons sê, Here, ons wil kom vergifnis vra vir elke plek waar ek in agreement gekom het met Jezebel in haar magte, haar manipulasie, haar dominasie, haar intimidasie. En dan daai groot ding, as ons ver genoeg in hierdie ketting afgaan, isoleer sy ons. Wie van julle het al gesien as jy op daai plek is, waar jy glo, al hierdie goed wat in jou kop is, niemand anders weet daarvan nie, maar jou boeties en sissies, sien net jy onttrek, en skielik is jy in 'n plek van isolasie in. En daai plek van isolasie, is 'n plek wat Jezebel jou invat. Ek wil vir julle 'n skrif lees wat toe die Here op 'n tyd met my gewerk het oor hierdie goed, het die Here vir my gewys wat gebeur en ek was so geskok hierin gewees dat ek net hierdie skrif gou kry. Ja. Omdat ek lief was destyds om my te isoleer. Want ek het vir myself 'n plek van veiligheid geskep. Gedink ek skep vir my veiligheid.
En hoe minder ek met enigiemand te doen het, hoe veiliger is ek. Wie van julle het daai taktiek? Kom ek skok julle gou, want die Here het my uit my pride en arrogance uitgeruk daar. Want die wortel daarvan is trots en hoogmoed. Spreuke 18 vers 1. He who willfully separates and estranges himself from God and man seeks his own desire and pretexts to break out against all wise and sound judgment. A self-confident fool. Dis wat ons doen. As ons isoleer van God en van mense, dan is ons vol selfvertroue. Ek het myself nou lekker op 'n plek om myself te beskerm. Niks en niemand kan my nie aantrek nie. Die woord noem ons 'n self-confident fool as ons op hierdie plek bly. Has no delight in understanding, but only in revealing his personal opinions and himself. En gewoonlik, al waar jy het reveal is vir jouself en vir die vyand. Want jy het geen ander gehoor nie. When the wicked comes in and the depth of evil, he becomes a contemptuous despiser of all that is good and pure. And with inner baseness comes outer shame and reproach. Hierdie is so 'n stryk van die vyand, deur Jezebel, om ons in daai tronk in te kry. Want, luister goed, want ek praat met myself ook. Ek en jy behoort nie aan onsself nie. Stop om jouself te beveilig of om jou lewe in te rig vir 'n comfort zone vir jouself. Jy behoort nie aan jouself nie. Ek en jy behoort aan die Here. Ek en jy dra goed van God. Dis wat hy verlede week gedoen het met daai light revelation. Ons dra goed van God, wat of ek en jy Spar toe gaan, of ons die kinders skool toe vat, of ons klerksorg toe gaan, of ons waarheen ook al gaan, is ek en jy in God se hand. En hy wil ons gebruik soos en wanneer hy wil. En as ek en jy kom met hierdie ding om ons te isoleer, en vir ons 'n comfort zone en 'n spesiale kringetjie te skep, dan is ons direk teen God se wil en se woord. Want hy het ons geroep om waar ons ook al wandel, elke plek wat jy jou voet neersit vir my, neem jy grondgebied in. Nie wat ek en jy beplan nie, maar wat hy deur ons doen. En ons stop God se werk in en deur ons, as ons toegee aan die stryk van Jezebel, om met haar witchcraft ons te kom bind en te beheer en te manipuleer. Enigeen wat ietsie hier saam wil bysit, wat die Here by julle opbring, van goed wat julle ervaar het ook al. Kom. Want is eintlik, ek het hierdie week nou situasies gehad wat ek nou mee gekonfronteer was, en as jy nou vertel van die ou met die boek, my eerste reaksie is ek kwaad. En dan dink ek, maar hierdie woede, moet ek dit nou net een kant sit, of, want dit maak my kwaad. So wat moet ek nou doen? Daai kwaad is een van die taktiek van Jezebel, om jou te kry dat as jy kwaad is, dan het jy nie beheer oor jou wysheid van God in jou kop nie, maar jou emosies neem oor. En dan kom sy met haar witchcraft daardeur in. En dan lei dit ons, daai gesprekke wat ons dan in ons kop het, van hierdie ou moet nou net weet wat in die woord staan. Hierdie, jy weet al daai tipe van goed, want ek is reg en jy is verkeerd, en die oomblik as ons in daai striktrap, dan kom hierdie witchcraft van Jezebel in. Ons moet onmiddellik kom en sê, Here, ek kom nou en ek plaas myself onder u heerskappy. En dan moet jy jou gedagtes gevangene neem en sê, ek gaan nie uit woede reageer nie, woede is 'n vrug van die vlees. Ek gaan toelaat dat God se gees nou deur my werk. Julle, ons moet besef, die Here is besig om vir ons goed wat ons nie eers aan gedink het nie, na vore te bring, want hy wil ons in 'n dieper level van toerusting invat, sodat ons in sy oorwinning kan begin lewe, en effektief te raak in elke opsig in die koninkryk. Ek
ek het nou net besef, dit gaan nie oor hoe jy reageer, of moet jy dit regstel, moet jy jou verdedig. Jy moet dit sien as 'n hoeklyn en sinker wat jou wil vang. So in daai situasie moet jy dit erken, hy wil jou net vang. Dit gaan nie op daai plek oor ons opinies, ons persepsies, ons kennis, ons geleerdheid, ons niks nie. Dit gaan oor daai hoeklyn en sinker. Hy wil ons vang. En die Here wil vir ons hierdie plekke wys. En ek besef, hierdie is goed wat ons elke dag mee sukkel. Het jy al gesien, jy gaan deur jou dag, dan gebeur hierdie tipe van goed, wat die vyand triggertjies op jou kom druk. Jy hoef dit met niemand te deel nie, maar hierdie gesprekke in jou kop met Jezebel. Het jy soveel agreements, dan gaan slaap jy die nag, en baie keer het jy nog 'n nagmerrie ook daarvan. Môreoggend as jy opstaan, omdat jy nie gedeel het daarmee nie, staan jy op en jy voel, jy weet nie wat nie gang is nie, maar hierdie is nie 'n lekker dag nie. En dis presies hoe hierdie goed werk. En hoe sy ons manipuleer, ons domineer en ons intimideer. Ek besef baie keer die praatjie is nou soos wanneer dit teen my kom. Maar wanneer mense na aan jou, jy weet absoluut, dit is Jezebel wat deur hulle werk van begin tot einde van vanaand. Moet jy die ken, dit is wanneer hierdie goed belangrik is om te weet hoe jy hulle moet hanteer. Dis nie die persoon nie. Dit is vir my baie prakties. Wat sy duidelik hier uitwys is ons stryd is nie teen die persoon nie, maar teen die magte agter die persoon. En ek dink as ons dit skei, dan gaan dit help met daai kwaad. Want as daar nou een ding is wat ek regtig voor moet versigtig wees, is dit wanneer mense my vals beskuldig. Ek het nog steeds 'n Fransie van Wyk wat wil opstaan. En wanneer mense die Here te nakom. Ek is nie daar, julle is nie daar om sy woord te verdedig nie. Hy is die lewende woord. Hy kan, daar's 'n skrif in 1 Timoteus 7 waar die Here sê dat sy woord is nie in ketTINGS nie en moenie argelose argumente oor my woord met mense aangaan nie. Hy sê dis argeloos, dit het geen effek nie. Want al het jy al die kennis van die woord, al het jy wat sy education, daai mense wil nie hoor nie want hulle word deur 'n mag, deur Jezebel beheer. En ons mors eintlik ons asem, so dis asof om parels voor 'n klomp varke neer te gooi. En dis 'n vreeslike gedagte, maar dit is die realiteit daarvan. Ek wil vandag hê ons moet opstaan. Ek wil hierdie leuns oor ons kanselleer en ek wil hierdie magte van Jezebel, daai gees van ja, miskien moet ons net eers die sexual impurity ook doen. Maar daai compromise, daai intimidasie, daai shame wat op ons gesit word, daai plek van twyfel, daai plek van ontmoediging, hierdie is alles deel van haar sterk manne, wat dan kom werk in ons, om ons af te trek. En ons gaan daai mantel wat hulle van swaarmoedigheid en ontmoediging op ons gooi, gaan ons afruk vanoggend in die naam van Jesus, and we are going to clothe ourselves with the garment of praise. Because the Lord says, I will inhabit the praises of my people. Dat ons daai verandering kan kry. Maar heel eers wil ek ook hê, ons moet praat oor sexual impurity. Dis net vir my so obvious, ek kan nie vir julle sê, oralster waar ek draai, is dit amper in my gesig. Seksuele onreinheid, gay wees, transgender wees. Molly stuur vir my 'n hele artikel, ek weet nie of dit in Australië is nie, ek moet net gaan kyk, waar hulle hierdie gebou nou daar toerus vir al hierdie transgenders en hierdie gay mense en hierdie homoseksualiste wat kan ingaan daar en 'n kamer kan kry en hulle seks en goed kan beoefen. Want hulle moet 'n plek hê, hulle moet 'n erkenning hê in die samelewing. Hoe pervers en hoe vieslik is hierdie goed net nie. Skielik in my gesig is daar goed wat oppop op my internet van soveel sexual defilement, bestiality,
Soveel goed wat net skielik opkom. En toe ek vanoggend sê Natasha vir my, ek het so iets gesien van Joseph Matera ook van een van die leiers wat ek het nie vreeslik van sy goed gelees nie, maar ek het een van sy boeke wat regtig waar 'n leier is van standvastigheid, wat in seksuele onreinheid verval het en finansiële gemors verval het, wat oor die hele internet is. En dan besef ek dat dit is 'n prentjie van wat aangaan in die kinders van die Here se lewe. En as ons kyk na hierdie goed in die wêreld, is ons heel eerste ding is, draai weg. Draai weg, ek wil niks met julle te doen nie, ek wil, dis hoe ons reageer. Ek dink dit was die begin van verlede jaar. Een van ons huise, kom daar 'n man om die huis te huur. En nadat hy ingetrek het, toe kom ons agter dit is 'n homoseksuele paartjie. My eerste reaksie was, hulle moet uit daai plek uit, ek wil niks met hulle te doen hê nie, ek wil. En terwyl ek daaroor bid, na ek oor my kwaad was, want die vyand het 'n stryk vir ons gestel. Toe begin die Heilige Gees my te bedien en te sê, Fransie, wat daarvan as ek hulle in jou grondgebied instuur om 'n verandering te kry en met hulle te begin werk? Moenie kyk na die sonde en hulle judge nie. Jesus sê, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om hulle te red. En begin vir hulle te bid. En hulle bly nog steeds in die huis, en hulle is wonderlike huurders, die plek is netjies, maar ek weet ook, ek glo met my hele hart, die Here is besig om in hulle te werk. Maar daar is 'n plek wat ek en jy moet besef, waar die Here ons hou, waar ons nie kompromieë moet aangaan nie. Ons moenie mense loop en judge nie, maar ons moenie kompromieë in ons eie lewe toelaat nie. Nou wil ek vir julle sê wat met my gebeur het. Julle weet hoe die Here ons sterk op hierdie Kersfees afgodery. En hoe hy met ons gepraat het daaroor. En ek het die getuienis toe ons in Australië was, hoe ons gebid het, en klein Fransie net eenvoudig met daai Kerskonsert niks deelgeneem het nie, en ons besef dis die Here, ons het gebid. Maar ek is baie lief vir lees. En kom ek skok julle so bietjie. Ek is so lief vir 'n lekker geestelike love story. Ek is net lief daarvoor, ek is lief vir 'n goeie, hierdie historical romances, Christian romances. Ek is net lief daarvoor, want dit bring al die geskiedenis van daai era in, en ek is net lief daarvoor. Die is maar een van hulle. In elk geval, ek kry 'n reeks boeke van 'n Christenskrywer, en ek dink dit is nou lekker, en ek begin dit te lees. Maar die hele boek gaan oor Kersfees, dit gaan oor hulle viering van Kersfees, dit gaan oor die elves, dit gaan oor die wishes wat hulle maak, dit gaan, maar 'n oulike gesin wat die Here dien, en 'n love story wat tussen dit in ontvou. En ek's besig om dit te lees, en die Heilige Gees sê vir my, Fransie, wat doen jy? Ek het vir jou gesê, hierdie is afgodery, nou wil jy dit in jou ontspanning kom inbring. Dis soos om 'n fliek te kyk wat al die verkeerde goed daarin is, maar jy kyk die fliek want dit is tog net 'n fliek. En die Here sê vir my, delete al die boeke wat jy gekoop het. En ek besef dat hierdie is die plek waar die Here ons konfronteer met sekere goed wat voorheen nooit saak gemaak het nie. Maar ons kan nie wat God haat, lief hê en embrace. En wat God lief het, haat nie. Ons kan nie skynheilig wees op enige gebied nie. En dit word getrek tot in ons ontspanning in. En dit was nogal vir my 'n skok geweest, maar toe die Here het vir my wys, en ek daaroor begin repent, toe vra ek vir die Here, Here, daar's areas in my lewe wat nie onder U heerskappy is nie. En ek wil hê, U moet asseblief alles in my lewe oorneem. En ek dink dis waar ons is. Ons is op 'n plek waar die Here alles in ons lewe onder sy heerskappy wil bring. En daar's niks wat ons gaan mis nie. Inteendeel, daar's soveel goed wat hy in ons lewe gaan inbring. Maar waar hy ons ook gaan leer, ons gaan salf
om regtig die warriors te wees, wat hy ons geroep het om te wees. Helena, ek wil nou nie enigiets van jou ontbloot nie, maar ek bid vir Helena, hulle is 'n kleinkind, 'n dogtertjie. Nou alles is spinkend dogtertjie en lieflik en wat ook al. En in hierdie uitnodiging sê hulle ons moet bid vir 'n skrif vir haar. En ek begin te bid en ek vra 'n skrif. Nou wil ek 'n dingetjie hê. Ek weet daar's 'n skrif van 'n kindred spirit en ek wil nou iets sê wat nou pas by hierdie oulike dogtertjie en vir almal wat daar is sal verstaan en wat haar mamma sal verstaan. Die Here gee vir my 'n skrif en sê that's a warrior. Gee vir haar die skrif waar Paulus gesê het vir Timoteus, you will not walk by sight but by faith. En laat sy 'n level van faith in haar gaan hê van kleins af. Nou dit klink nie vir my na 'n skrif van 'n mooi pink babietjie nie. Maar dit is wat ek vir julle wil sê. Die Here is besig om 'n generasie op te rig. Ek en jy is die mense wat die voorrunners is. En hierdie goed moet in ons gevestig word. En dit wat ek en jy dra, moenie nou langer woorde bly nie. Die Here wil dit aanraak in ons eie lewe. Is daar een van julle op Zoom wat iets wil sê voor ons begin bid? En daar was stilte. Nog een van julle wat iets wil sê? Evelyn? You want to say something? Maria? Willa? Goed. Kom ons staan en ons bid. Vader, ons wil vandag vra dat U ons in die gaping sit. U sê in Esegiel 22 vers 30, ek soek een man en een vrou. I'm looking for one person to stand in the gap for a whole city. Here, ons is hier om in die gaping te staan vir ons gesinne, onsself en ons gesinne, vir hierdie huis en vir die gemeenskap. En ons wil vra, Here, dat U ons sal lei om te bid en om te buig voor die altaar van die kruis van Golgotha, om vergifnis te vra, Here, sodat elke ding wat ons bind, die mag kan breek en dat ons kan vrykom. Ons wil kom, Vader, en ons wil heel eerste repent van al die seksuele onreinheid. Vader, laat daar in die kerk 'n compromise is van mense kan in die kerk wees en gay bly. Vader, die oomblik as ons kom en verklaar dat ons is deel van U gemeente, beteken dit dat die volle waarheid van U woord in ons lewe uitgeleef moet word. En daarom wil ons kom en ons wil vergifnis vra vir alle compromise wat in die kerk aangaan, Here, waar die sonde van seksuele onrein mense embrace word ter wille van liefde van die mense. Ek wil vergifnis vra, Vader, vir elke persoon wat gay huwelike bywoon, wat sê hulle is U kinders, wat saamstem met 'n leuen en 'n witchcraft wat U covenant by betrek. Ek wil vra, Here, dat U ons sal vergewe. Ons wil instaan vir elke geestelike leier veral, wat in seksuele sonde is, wat in egbreek is, wat in homoseksuele verhoudings is. Here, elke geestelike leier wat prostitusie en pornografie beoefen, ons wil vandag kom vergifnis vra, Here. Ons wil vergifnis vra, namens onsself, maar namens U gemeente, Here, namens U kinders, waar ons flieks en vermaak kyk, waar seksuele onreinheid aan die orde van die dag is, en laat ons dit kyk omdat dit 'n goeie storie is. Vergewe ons vir elke plek waar ons compromise. En Vader, ek bid dat U seksuele reinheid sal terugbring in U liggaam. En ek bid, Vader, ek wil kom vergifnis vra vir elke geestelike leier wat nie oor hierdie goed wil praat nie, omdat hulle ongemaklik voel. Ek wil vra dat die waarheid van U woord in die tydskedule wat U oopmaak,
gepreek sal word in elke gemeente. Maar Here, laat dit nie net 'n woord sal wees nie, dat dit 'n daad sal wees van repentance en van verloning en om af te breek en te vernietig wat die wêreld en die vyand kom oprig het in ons. Ek wil vandag vra, Vader, laat U 'n erns in ons lewens kom oopsluit, Here, om te begin bid vir die mense wat naby ons is, Vader, wat in hierdie sonde is. Dat ons sal begin bid en dat ons U sal toelaat, Vader, om hulle aan te raak en dat ons gebede hulle sal aanraak, Vader, en dat U 'n verandering in hulle lewe sal bring. Ons wil vandag kom, Vader, en ons wil vergifnis vra vir elke deur wat ons gegee het vir Jezebel en haar magte. In ons lewens, in ons emosies, in ons verstand en gedagtepatrone. Ons wil vandag vra, Vader, dat U ons sal vergewe elke plek waar ons manipulasie en afpersing, emosionele afpersing van Jezebel toegelaat het in ons lewens, waar ons toegegee het om goed te doen omdat ons gemanipuleer is daardeur. Here, ons wil kom en ons wil kom vergifnis vra vir elke plek waar ons toegelaat het dat hierdie manipulasie ons gedagtes beïnvloed, ons gedrag beïnvloed. Here, ons wil kom vergifnis vra vir elke plek waar ons die gees van manipulasie, intimidasie, van accusation en van condemnation toegelaat het in ons emosies. Here, vir al daai guilt wat ons gevat het van hierdie condemnation wat vir ons gegee het. Ons vra vandag vergifnis. Maar vandag kom ons en ons bestraf hierdie magte. Ons verloon en verwerp julle werking in ons lewe. En ons beveel julle om te gaan na die voetbank van Jesus Christus, ons Heer en Meester. Vandag verwerp ons alle vrees wat gebruik word deur hierdie witchcraft. Ons breek elke soul tie met Jezebel in haar magte. Ons breek nou die witchcraft af van ons. En ons wil vra dat al die conversations gekanseleer sal word, Here. Ek wil kom en ons wil elke imagination wat opgerig is, om gedagte en gedragspatrone in stand te hou in ons lewe, wat nie van U af is nie, Here, ons kom trek dit af vanoggend, en ons wil vra dat U dit sal kanseleer en sal breek oor ons. Ons kom verloon nou alle skande, alle shame, alle heaviness, ons kom alle hopeloosheid, ons kom verloon dit en ons verwerp dit in die naam van Jesus. Ons pluk nou hierdie garment van heaviness af en ons gooi dit in U vuur. En in die plek daarvan wil ons the garment of praise kom aantrek. Dankie dat ons nou kan kom, Vader. Ons bind elke mag van Jezebel teen ons emosies. Ons bind jou werk in die naam van Jesus, alle vrees, alle intimidasie, alle beheer, alle manipulasie. Ons bind dit en ons beveel jou en jou werkers om te gaan na die voetbank van Jesus Christus. En ons wil vandag verklaar, Here, ons kies in hierdie dag, ons emosies sal ons nie beheer nie, maar die Gees van God sal ons beheer. En daarom kom neem ons elke gedagte gevangene in hierdie dag. Ons kom maak dit gehoorsaam aan die woord. En ons wil vir U vra, Here, U woord sê, U het vir ons 'n verstand gegee, wat stabiel is, en wat gevul is met die wysheid van ons God. En dis wat ons vanoggend vat. Ons bid, Heilige Gees, dat U vir ons sal wys, elke plek en elke keer, as hierdie intimidasie en hierdie manipulasie wil kom in ons lewe. Ek bid dat al hierdie gedagtes van waardeloosheid, en van ek hoort nie, en van isolasie, ons wil kom en ons wil dit verloon en verwerp. En ons wil vandag kom vergifnis vra. Elke plek waar ons besluit het, ons wil nie by mense of plekke en geleenthede wees nie. Want ek bly liewer by my huis, dan is ek veilig.
Ek breek hierdie leuen uit die hel uit, hierdie leuen van Jezebel, breek ek oor ons gees, siel en liggaam. En ons kom sê opnuut vir U, Here Jesus, ons behoort aan U. En daarom wil ons onderwerp aan U planne en U program vir ons en vir ons lewe. Ek bid dat U verheerlik sal word deur hierdie werk wat U vanoggend gedoen het. Ek wil kom en ek wil U vryheid en U plek van meer as 'n oorwinnaar wil ek kom vasmaak oor ons. Ek wil kom verklaar dat ons is meer as oorwinnaars, Here Jesus, omdat U die werk afgehandel het. En ons staan op in die krag en die autoriteit van ons God. In die naam, bo elke naam. Jesus, ons Heer en ons Meester. En ons sê almal saam, Amen. Amen.